Goeiemiddag. Ek gaan vir julle vandag 'n bietjie wys hoe om met OneSearch te werk, een van ons soek engines. En ek hoop ek sal julle daarom kan help om julle self so 'n bietjie te help. Goed, hoe kom 'n mens daarby uit? Wel, ons gaan eerstens na die Pixel webblad toe en dan gaan ons onder die maroon blokkie. Is daar die biblioteek. So ons gaan na die biblioteek. En jy sal sien daarso is OneSearch. So ons gaan op OneSearch, gaan ons klik. En ons gaan dan onmiddellik na die gevorderde soektog gaan. En dit is hoe hy lyk. Dit is basies 3 soek areas. Jy kan hulle meer maak. Jy klik nie daarop hulle en dan kan jy hulle sien. Of jy kan hom minder maak. Maak jy regtig saak nie. Ons gebruik oor die algemeen gewoonlik die 3. Tussen 2 en 3 omtrent wat ons gewoonlik gebruik. Goed, ons gaan ietsie soek soos tieners en selfbeheersing of so ietsie gaan ons soek. So kom ons begin. Ok, dalk moet ek net gou vinnig sê, voordat ons nou heeltemal aan die gang kom. Jy sal sien hier so aan die regterkant bokant daar so sign in. Nou mens kan daar so registreer. En dan kan jy basies al jou soektogte bære. Jy kan ook die artikels wat jy kry binne in folders bære. Jy kan vir jou verskeie folders maak en dit binne in 'n folder bære. So dit help ook nogal baie. So ek sal voorstel, gaan net eers hierna toe geregistreer en dan voordat jy met die soektogte begin. Goed, en nou gaan ons met die soektogte begin. Eerste ding van die soektogte wat 'n mens altyd moet onthou is, jy moet sinonieme hê vir die woorde waarmee jy soek. As jy byvoorbeeld adolescent intik en jy tik net dit in, dan gaan jy teenager mis en jy gaan youth mis, en jy kan ook juvenile mis. So sorg altyd dat jy weet voordat jy soek wat jou sinonieme is. Goed, so ons gaan begin. Ek gaan intik 10. En as jy so 'n sterretjie bysit, dan gee dit vir jou teenager of teens byvoorbeeld. En dan tik ek my spoor in. En ons gaan insit adolescent. Ons kan weer 'n keer byvoorbeeld 'n sterretjie insit vir adolescents. Youth. Of kom ons kyk. As hulle stout is, kan jy juvenile insit. Ek het reg gespel. Juvenile. Ja. Sint is nog 'n woord wat ek gehoor het. Right, ek dink dit behoort omtrent vir ons genoeg soekterme vir eers te gee. En nou gaan ons selfregulasie. So dit sal wees self-regulation or self-control or ons kan praat van term wat ek gehoor het was affect regulation. As 'n mens dit so in aanhalingstekens sit, dan soek hy vir die frase, so dit is nogal 'n nuttige manier van soek. Or active behavior. Goed, wat belangrik is om hier raak te sien is, as jy hierso na kyk, dan sal jy sien, hierdie is die Amerikaanse spelling. So as gaan nou net Amerikaanse artikels kry, ons geen Britse artikels kry nie. As ons nou byvoorbeeld die I sou insit, dan kry jy net die Britse artikels en nie die Amerikaanse artikels nie. Wat ons nou doen is, ons sit hier so 'n hashtag in. En dit help dan vir ons om al die artikels te kry waar die Amerikaanse en die Britse spelling vir ons gee. Nog 'n voorbeeld sal wees organisation, wat gespel word met 'n Z in Amerika en 'n S in Brittanje. Okay. En wanneer ons begin soek, die belangrikste van wanneer ons begin soek, is om so spesifiek as moontlik te begin.
Gewoonlik as jou woorde in die titel voorkom, dan weet ons die artikel gaan daaroor. Die kans is goed daarvoor, so ons maak so, klik ons op search. Kom ons kyk of hy vir ons iets gee. 2017. As jy nou byvoorbeeld sê maar 10 of 20 of selfs 100 gekry het en jy is ontevrede en jy dink is te min, dan kan jy hierdie albei in die abstract wat basies jou opsomming is gaan insit. Kom ons kyk, dit behoort vir ons meer te gee. Ek gaan ons sommer net die enetjie vat. Kyk wat is die getal nou. En daar is die getal 4482. Maar ek gaan liewer maar net sommer 'n titel soektog doen. Kom ons weer terug by 2000. Wat ook nogals baie is, nee. Goed, dan is dit hoe dit lyk. Hier is die eerste artikel. Hier is link to PDF. En dit sê maar net dan basies vir ons. Soos hier so opklik, dan kan ons die volle artikel kry. Link full text gee ook vir ons die volle artikel. Net soos sien daar is verskillende databases en dis hoekom hierdie link baie keer verskillend lyk vir baie mense. Goed, want ons het nou te veel artikels, ons wil hulle minder maak. So, ons kan hulle hier so aan die linkerkant is limit toe. As mense hier afgaan, kan jy sien full text, peer review, datum. Verskillende, jy kan sê academic journals, kan ons byvoorbeeld subject, publisher, op al hierdie hele linkerkant kan ons dit minder en minder maak, soos wat ons verkies. Ek gaan eerstens sê full text, en dan sal jy sien hy gaan update. En dat is nou 1520. En daarom al 500 minder is. Dit beteken ook dat ons nou al die artikels wat ons hierso gaan kry, kan lees. En dan is ons kan byvoorbeeld sê academic journals. Dan kan jy sê 1234. En ons kan die datum minder maak. Sê maar die afgelope 10 jaar. Kom ons maak hom van 2005 af. Duisend artikels wat ons nou moet deurgaan. En wat lekker van hulle is dan, hulle is allemaal redelijk nuut. Hierso kan ons die PDF's opmaak. En dit is dan hoe mens basies op ons soek. Wat nou basies wat jy hiervandaan af kan doen is jy kan hierso byvoorbeeld klik, sê nou maar ek hou die eerste en daai ene, en ek hou vir daai artikel en daardie artikel, dan gaan sit hy die artikels outomaties in hierdie folder van my. So as ek daarop klik, as ek klaar is met my soektog en ek klik op my folder, dan is die artikels wat ek gekies het, lê dan daar binne-in. Dit lyk vir my ons is bietjie stadig vandag. En daar was die 4 kies wat ek gekies het. Hierdie kan ek dan nou save of ek kan hulle uitprint. En jy kan ook jou soektogte kan jy dan byvoorbeeld save vir 'n volgende keer. Nog iets wat 'n mens kan doen met 'n soektog. Mens kan hom share. Mens kan hom vir jou dosent stuur en as sy dalk graag wil weet hoe hy die soektog gelyk het, kan jy byvoorbeeld hierdie link vir hulle e-mail en as jy daarop klik, dan vat dit jou na die soektog toe. Jy kan hom ook vir jouself e-mail in die soektog so bære, of jy kan hier na Search History toe gaan, en daarso kan 'n mens dan ook jou soektog bære. Jou Search History wys ook vir jou watter soektogte jy vir die dag gedoen het. Soos byvoorbeeld daarso is nou, ek het dit gedoen, en dit is my resultaat, my trefwoorde wat ek gebruik het, en hierdie is dan nou 'n soektog wat 'n mens dan nou kan. Hierso kan 'n mens print Search History, retrieve searches, retrieve alerts. So, mens kan hulle save hierso byvoorbeeld. En dit is dan one search. Is redelik eenvoudig. Al wat belangrik is jou sinonieme, is belangrik. En jy kan soveel sinonieme insit as jy wil. As jy 25 wil insit in 'n lyntjie, kan jy dit doen. Daar is nie regtig beperkings op die hoeveelheid sinonieme wat 'n mens in jou soektog kan gebruik. Reg so, volgende gaan ek vir julle wys wat is hoe Google Scholar werk, of hoe ons hom gebruik, wat ook 'n baie goeie plek is om vir artikels te soek, en die gewig wat artikels dra, is Google Scholar baie oulik. Baie dankie, en ek hoop jy geniet die dag verder.